Die Here sê, waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons bid nou saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons weer het om so rondom die woord by mekaar te mag wees. Al is ons nie fisies in mekaar se teenwoordigheid nie, weet ons, u woord is ook waar van ons, dat waar 2 of 3 in u naam saam is, daar is u by hulle. Dankie ook, Here, dat ons nie nou vir enige ding hoef te sê asof u dit nie weet nie. U ken ons en u sê vir ons, u weet wat ons nodig het nog voordat ons vra. Daarom bid ons, liewe Heer, gee vir ons wat ons nodig het volgens u wil. Dankie vir al u seëninge in ons lewe, dankie vir alles waarmee u ons voed en klee, ons blyplek, die mense in ons lewe, ons geliefdes. Ons bid vir onsself en vir hulle, dat ons onder alle omstandighede die vermoë sal hê om u teenwoordigheid te sien, om u te volg en om u lief te hê. Ons bid vir 'n wêreld in nood en ons bid vir mense in nood. Ag Here, ons ken nie hulle gesigte nie, ons weet nie wat hulle omstandighede is nie, maar ons bid dat u in u groot barmhartigheid so teenwoordig sal wees by mense wat u nodig het, dat hulle u teenwoordigheid mag ervaar. Dankie dat u ons sonde vergewe het, dat u ons in Christus u kinders gemaak het en dat ons met die versekering kan leef dat niks ons van u liefde kan skei nie. Ons bid hierdie dinge op grond van u genade in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing kom uit 3 gedeeltes, Matteus 26 vers 14 tot 16, Lukas 22 vers 1 tot 6, Markus 14 vers 10 tot 11, maar dit volg later. Ons tema is die woorde van Romeine 12 vers 21. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kyk net weer na die woorde van ons tema. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit klink so mooi, so reg. Maar, en dit weet almal, maklik is dit nie. Dis een van die moeilikste dinge wat daar is, om die kwaad deur die goeie te oorwin. Kwaad in hierdie sin is enige iets waarmee jy seer gemaak word, beskadig word. Enige iets wat iemand doen om jou te benadeel. Daardie goed wat jou laat voel, ek is diep seer gemaak, teleurgesteld, hartseer, ek is veronreg. Dis die kwaad wat Paulus bedoel as hy sê, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Nou kom ons wees eerlik. Hoeveel mense loop vandag net nie met 'n stuk seer in hulle, wat hulle net nie kan vergeet of vergewe nie. Dalk 'n wrok, 'n stuk verwyt of haat, wat hulle van binne af opvreet. Wat ons as mense aan mekaar doen, is mos nou maar eenmaal verskriklik erg. Nou as ons nadink oor hoe om die kwaad deur die goeie te oorwin, is die beste plek om te begin, na my mening, die verhaal van die ergste kwaad wat een mens 'n ander kan aandoen. En ons hoor daarvan in die bekende verhaal van Judas. Nou, ek aanvaar, wanneer 'n mens vandag die naam Judas Iskariot hoor, dan dink jy outomaties aan verraaier, agterbaks, laag, gemeen. Dis tog die enigste gevolgtrekking waartoe 'n mens kan kom as jy lees hoe die Bybel Judas se afskuwelike daad beskryf. Lees saam met my hoe Matteus daarvan vertel in hoofstuk 26 vers 14 tot 16. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwermuntstukke betaal. En van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Lukas se vertelling is nog erger. In Lukas 22 vers 1 tot 6 vertel Lukas, die fees van die ongesuurde brood wat Pasga genoem word, was naby.
Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim, maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog gesoek na 'n manier om dit te doen. Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was, ingevaar. En hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly en het ooreengekom om hom daarvoor te betaal. En hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. Markus vertel in hoofstuk 14 vers 10 tot 11, Judas Iskariot, wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. En toe hulle dit hoor, was hulle baie bly en hulle het beloof om hom daarvoor te betaal. En hy het toe na 'n plan gesoek om hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. En dan, en dis dalk die ergste, wanneer Judas Jesus verraai, dan doen hy dit met 'n soen. Markus sê, dit was die teken. Markus vertel dit so. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg, moenie dat hy ontsnap nie. En toe hy daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. En die ander het toe vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Nou, deur die eeue word na daai soen verwys as 'n Judaskus. Dit staan vir 'n verraderlike kus, die kus van 'n verraaier. En nêrens in die Bybel vind 'n mens een goeie woord vir Judas nie. En as ons vandag die naam Judas gebruik, maak nie saak in watter sin nie, dan gebruik ons dit om na verraad en agterbaksheid te verwys. En deur die jare het een skrywer na die ander probeer om 'n verklaring te gee vir Judas se verraad. En dis normaal, 'n mens wonder mos maar altyd, wat sou die rede wees? Wat het van die vriend van Jesus 'n verraaier gemaak? Iets moes tog seker aanleiding gegee het tot so ondenkbare daad. En so die bekende Afrikaanse skrywer F.A. Venter in sy boek Man van Sirene byvoorbeeld gesê Judas se daad was as gevolg van alkoholisme. Hy sê dit was onder die invloed van drank dat hy sy bose daad verrig het. En so was daar ook ander skrywers en ander denkers wat elkeen 'n eie verklaring probeer gee van dit wat Judas gedoen het. Die eerste 3 evangelies, Matteus en Markus en Lukas, sê bittermin van Judas. Hulle noem wel sy naam, maar dan laaste in die ry van die apostels. Maar dan ook elke keer met die byskrif dat dit hy was wat Jesus verraai het. Johannes het baie jare later, toe hy sy evangelie geskryf het, 2 dinge van Judas vertel. Na die vermeerdering van die brood, toe Jesus 5000 mense kos gegee het, was daar 'n sterk beweging onder die volk om Jesus koning te maak. Maar toe dit vir die mense duidelik begin word dat Jesus se bedoeling heeltemal anders was, dat hy glad nie 'n aardse militêre leier is nie, het baie van die mense wat Jesus gevolg het, uit teleurstelling weggedraai. En dis toe dat Jesus vir die 12 vra, wil julle nie ook weggaan nie? Petrus het namens die ander geantwoord, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En dis toe dat Jesus geantwoord het ek nie self julle 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duiwel. En dan lees ons dat Johannes hierdie sin byvoeg. Hy het Judas, seun van Iskariot, bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Ons lees dit in Johannes 6 vers 66 tot 71. Die ander geleentheid waarvan Johannes vertel was in Betanië. Dit was die dag toe Maria, Lazarus se suster, Jesus se voete gesalf het. Die geur van die kosbare nardesolie het in die lug gehang. Maar dan vertel Johannes, Judas was nie beïndruk nie. U sal onthou, Johannes sê, Judas sê toe, die olie kon vir R300 verkoop gewees het en die geld kon na die armes toe gegaan het. En weer 'n keer gee Johannes 'n stuk kommentaar op Judas se opmerking. Johannes sê, dit het Judas gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en van die bydraes vir homself gevat. Nou, met hierdie bietjie inligting moet ons onsself afvra, wat het Judas besiel?
Waarom het hy, wat een van die uitgesoekte disippels van die Here was, sy rug op so 'n afskuwelike manier op sy meester gedraai? Daai meester wat solank hulle mekaar geken het, net goed was vir Jesus. Nou die mense wat hieroor navorsing gedoen het, noem 4 moontlike redes. Die eerste is, Judas het dit uit gierigheid gedoen. Johannes het ook so gedink. Hy sê sommer reguit, Judas was 'n dief. Dit kan moontlik waar wees. Die Bybel sê immers, gierigheid is die wortel van alle kwaad. Daar word nie verniet gesê, elke mens het sy prys nie. Die probleem is net, party mense se prys is baie laag. 'n Mens kan sommige mense se eerlikheid en hulle lojaliteit baie goedkoop kry. Ander se integriteit is weer duurder. Maar as jy net jou hand diep genoeg in jou sak steek, kan jy blykbaar enige mens koop. As dit so is dat Judas se dryfveer oneerlikheid en gierigheid was sy verraad sonder enige twyfel die ergste, die laagste, die ontsettendste transaksie in die geskiedenis van die wêreld. Vir net 30 silwerstukke, en ons geld plus minus 5 tot 8 rand, verkoop Judas die Here. Dit was die normale prys waarmee 'n mens in Jesus se tyd 'n slaaf kon koop. Vir 'n miserabele bedragie geld is Jesus deur een van sy intieme vriende verraai. So, as dit Judas se motief was, laat dit 'n mens koud word as jy sien hoe diep sonde kan sny, hoe maklik en hoe verskriklik die bose 'n mens se sin van waardes kan verwar. Maar dan, so dink ander geleerdes, was daar dalk 'n ander rede. En dit is, Judas het as buitestander verwerp gevoel. Hy het uitgesluit gevoel. So jaloesie kon dalk sy rede gewees het. Dink so daaraan, 11 van die 12 disippels was Galileërs. Die meeste van hulle was boonop vissermanne. Net Judas het nie van die landstreek Galilea gekom nie, maar van Judea. En daarom meen verskeie navorsers, dit was die rede hoekom Judas uitgesluit, jaloers gevoel het. Hulle sê dis logies as 'n mens daaraan dink dat sy bynaam Iskariot op verskillende maniere verstaan kan word. Soos een verklaring dat Iskariot afgelei is van Ish-Keriot. Dit beteken die man van Keriot. En Keriot was 'n dorpie in Judea. Ons lees reeds in die boek Josua, hoofstuk 15 vers 25 van daai dorpie Keriot. En Jesus self was van geboorte ook 'n Judeër. Bethlehem, waar Jesus gebore is, was nie ver van Jerusalem af nie. En Judas het dalk gevoel dat hy 'n spesiale band met die Here moes gehad het. Maar toe gebeur die teenoorgestelde. Die ander groep, die Galileërs, het die hegte eenheid gevorm. As iemand wat van Judea afgekom het, het Judas dalk nou gevoel, hy moes deel van die binnekring wees. Maar toe nie. Toe is dit die 3 Galileërs wat die binnekring gevorm het. As hierdie teorie waar is, dan was die ander groot vernietigende sonde, Judas se dryfveer, jaloesie. Waar jaloesie die oorhand in 'n mens se lewe kry, gebeur verskriklike dinge. Dit weet jy so goed soos ek. Jaloesie maak dat 'n mens alle perspektief verloor en naderhand moord pleeg. Jaloesie maak dat broers en susters mekaar haat. Ander geleerdes weer meen dat teleurstelling Judas se dryfveer was. Hulle beweer die naam Iskariot kan ook afgelei wees van die woord Sicarius, en Sicarius beteken dolkdraer. En dit was in Jesus se tyd 'n groep bekend as die Sicarii. En hierdie groep het nou bande gehad met die Selote, en die Selote was 'n groep van ultranasionaliste wat teen die Romeine in opstand was. En ons weet ten minste 3 van Jesus se ander disippels was ook lede van die Selote. Hulle was Jakobus seun van Alfeus, Thaddeus en Simon Zelotes, en dan nou Judas Iscarius. Sommige geleerdes meen Judas moes een van die Selote gewees het wat soos die Palestynse bevrydingsorganisasie 'n spoor van bloed en verwoesting agtergelaat het. Met bloed en trane het die Selote immers probeer om hulle volk te bevry van die Romeine. 'n Mens kan verstaan dat Jesus mense soos die Selote aangetrek het, dat baie van hulle Jesus se vreesloosheid en sy gesag bewonder het, dat hulle geglo het dat die Messias
uiteindelik gekom het om hulle tot vryheid te lei. En al het Jesus oor en oor vir sy disippels verduidelik dat sy koninkryk 'n ander soort koninkryk is. Dis 'n koninkryk waar hy met liefde sou regeer, nie met geweld en bloed en moord nie. Maar nou weet ons, selfs Jesus se disippels, met Judas vooraan, was baie traag om dit te verstaan. 'n Mens kan ons nou dink, met entoesiasme en groot verwagting het Judas saam met Jesus opgetrek na die Paasfees in Jerusalem. Judas moes vasgeglo dat Jesus tydens die Paasfees as Messias gekroon sou word. Groot moes sy teleurstelling gewees het, toe hy besef, dinge verloop so anders as wat hy verwag het. Hy moes hoor hoe Jesus praat van sterf, van lyding, nie wraak en vergelding nie, 'n kruis in plaas van 'n kroon. Judas se hele wêreld moes in duie gestort het toe Jesus nie is wat Judas verwag het Jesus moes wees nie. En so het sy liefde oorgeslaan in bitter teleurstelling, sê sommige navorsers. En sielkundige sê dit gebeur maklik. Wanneer iets of iemand nie is wat jy wil hê hulle moet wees nie, kan liefde maklik woede word. 'n Mens wat eenmaal geglo het al op hierdie manier 'n ateïs geword. God tree nie op soos hy wil hê nie, en dan verwerp hy die Almagtige baie maklik. Dan is God vir hom dood. Was dit dalk Judas se motief? Wie sal weet? En dan is daar ook 'n vierde motief, sê sommige geleerdes. Hulle sê Judas wou Jesus dwing om sy werklike krag teen die vyand te gebruik. Judas, die vurige vryheidsvegter, het besef Jesus gaan nie doen wat Judas is wou hê dat Jesus moes doen nie. En toe besluit hy om Jesus in daai rigting te dwing. Hy wat Judas is, wou sorg dat Jesus in 'n situasie beland waar hy nie anders sou kon as om sy ware mag te gebruik nie. Dat Jesus die hemelse leerskare sou oproep en dat Jesus sy goddelike mag sou gebruik om die vyand deur wonderwerke te verslaan. Judas het dalk gemeen, as hy sou saamspeel met die Jode en as hy hulle na Jesus toe lei, dan kon hy terugstaan en dan kon hy kyk hoe die wraak van die Messias sy vyand verteer. Nou, as dit Judas se grootste motief was, is dit 'n erger sonde om te dink jy as mens weet beter as God. Heelwat teoloë steun hierdie gedagte. En hulle verduidelik dit so, hulle sê, Matteus en Markus vertel al twee van die soen waarmee Judas gewys het wie Jesus is. Nou die woord wat in die Griekse teks gebruik word vir Judas se soen, beteken 'n vriendskapskus, 'n liefdeskus, 'n soen tussen mense wat regtig vir mekaar omgee. Met ander woorde, Judas se soen was dan nou nie, soos ek aan die begin gesê het, 'n verraaierskus nie, maar die gebaar van een vriend teenoor 'n ander. Nou as dit so was, is dit net so erg of nog erger as enige van die ander motiewe. Daardie soen was die ergste vorm van skynheiligheid. En skynheiligheid is die een ding wat die Here meer as enige iets anders verag het. Maar kom ons wees eerlik, wat ook al Judas se motief was, maak eintlik nie saak nie. Na alles bly Judas en wat hy gedoen het 'n enorme raaisel. Maar, en dit is belangrik, wat 'n mens wel opval as jy die moed het om eerlik in die spieël te kyk, is dat 'n mens soveel van Judas in jou eie lewe kan herken. Wie sal dit waag om te sê, ek het nie iets van hierdie 4 motiewe in Judas se lewe, gierigheid, jaloesie, uitgesluit voel, teleurstelling as dinge nie verloop soos ek wil hê dit moet verloop nie. Die ding dat ek dit maklik bevraagteken wanneer God nie optree volgens my verwagting nie, om nie eers te praat van skynheiligheid nie. So, wie van ons is bereid om te sê, my lewe is vry van hierdie soort goed. Maar, nou gaan dit juis nie hier oor dat 'n mens net moet besef hoe vlak die sonde in Judas en ook in onsself lê nie. Wat ons eintlik moet raak sien is nie Judas en sy verraad nie, of hoe ver ons tekort skiet nie, dit ook. Maar wat ons veral moet raak sien is Jesus se reaksie op Judas se verraad. Jesus se reaksie ook op ons sonde en tekortkominge. Wat 'n mens tref,
is die manier waarop Jesus teenoor Judas bly optree. Jesus het presies geweet van Judas se bose komplot, maar, en as ons dit mis, dan mis ons die hele punt. Terwyl Jesus se teleurstelling en hartseer ten hemele moes skreeu, het hy Judas met niks anders as liefde bly beheer nie. So my broer en suster, as jy wil weet, hoe oorwin 'n mens die kwaad deur die goeie, luister dan mooi. Daardie aand, aan die eerste nagmaaltafel, onthou u, het Jesus Judas nie aan die kaak gestel nie. As Jesus daai aand net een woord sou spreek, sou Petrus en die ander Judas nie lewendig by die deur laat uitstap het nie. Onthou u, met liefde het die Here Jesus Judas aangekyk. En alles wat Jesus vir hom gesê het, was daarop gemik om Judas te lei, om te besef waarmee hy besig was. Die appel wat Jesus op Judas gemaak het, en wat hy ook op my en jou maak, was en is en sal altyd een van liefde wees. Selfs op die heel laaste het Jesus nog sy arms na Judas toe uitgestrek en die deur van bekering en berou oopgehou. Sy laaste woorde trouens was so vol deernis. Vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Matteus 26 vers 50. Maar, en dit bly die onbegryplike, Judas het steeds sy rug op die Here gedraai, willens en wetens. Dis waarskynlik die ergste van sonde, om jou rug op die Here te draai, om nie die raad van die Here te volg en sy leiding te soek nie. Maar, en laat ons daaroor ook eerlik wees, aan die einde van sy lewe, so lees ons in die Bybel, het daar tog wel iets met Judas gebeur. Judas het die geld gaan teruggee aan die priesterhoofde, en ja, Judas het wanhoopig sy eie lewe geneem. 'n Mens kan vra, sê dit dan niks? Wel, ek weet nie. Maar daar's tog 'n paar dinge wat 'n mens opval. Vat byvoorbeeld die verskil tussen Petrus en Judas. Albei het Jesus ontken. Judas deur sy verraad, Petrus deur sy verloning. Altwee het na wat hulle gedoen het, buitentoe gegaan om te gaan ween, bitterlik te gaan huil. Die verskil is, Petrus se trane het hom na die Here toe gedryf. Judas het hande wringend van Jesus af weggevlug. Een geleerde sê, en dis so waar, hy sê, Judas is verlore omdat sy berou hom slegs daartoe gelei het om te sê, Jesus het deur my gesterf. Hy wou nie bely, Jesus het vir my gesterf nie. Hoekom het Judas vir Jesus verraai? Karl Barth het die vraag so geantwoord. Judas het Jesus uitgelewer, omdat hy homself nie aan Jesus uitgelewer het nie. Die uitdaging vir ons is nou om te vra, wat sê dit alles nou van ons? Is dit moontlik om eerlik met jouself te wees oor die kwaad wat jy dalk in jou hart saamdra soos Judas? Gierigheid dalk 'n wrok, dalk jaloesie, dalk so diep teleurstelling dat jy net nie kan vergewe nie? Wat ook al. Maar, en dit is die eintlike vraag, wat van Jesus? Wat van sy liefde? Jesus wat 'n mens wil lei om die kwaad deur die goeie te oorwin, soos hy. Jy sien, dis die punt. As jy van Jesus af wegvlug, bly dit nag. Maar as jy na Jesus toe vlug, is dit dag, helder dag, vol vrede, vol liefde en vergifnis. Anders sal die kwaad, wat dit ook al mag wees, jou bly opvreet. Dit sal jou bly bitter maak, vol bose gedagtes. En dis so onnodig. Daarom, mag die Judas verhaal, of nee, wag, mag die Jesus verhaal ons help om die kwaad deur die goeie te oorwin, sodat ons in die heerlike vryheid en vrede en liefde kan leef, wat Jesus vir ons bestem het. Amen. Kom ons bid. Here God, ons bid, dat U deur U Gees en deur U waarheid so in ons sal werk, dat dit vir ons moontlik sal wees, om die kwaad deur die goeie te oorwin. Help ons en lei ons, Here, om te sien, en by U te leer. Help ons om deur die krag wat U gee, juis dit te kan doen.
Vergewe ons vir die kwaad wat ons so maklik in ons harte met ons saamdra, en leer ons die pad om daarvan ontslae te raak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.